Amen. Ek wil vanoggend iemand groet via die YouTube en sy naam is Johannes Swanepoel, my vriend in Richards Bay. Hy verjaar die 1 November. Swannie, may the good Lord bless you en mag jy die oorwinning smaak, mag jy die honger wat God in jou hart wakker gemaak het, mag dit dan ook in vervulling gaan in Jesus mooi naam. Amen. Ek wil vanoggend met u praat, geliefdes, oor die krag in jou. There's a power at work. Daar's 'n krag in jou. En die kerk is bang vir die krag om te manifesteer. Want die meeste van die tyd wanneer die krag van God Heilige Gees deur die woord manifesteer, dan raak, luister baie mooi, dan raak die natuurlike Christen, die natuurlike mens, raak ongemaklik. Want hulle is dit nie gewoond nie. En dan raak hulle ongemaklik, wanneer die Gees van God se woord met wonderwerke en tekens en genesings bevestig, dan raak die gewone kerkganger wat nie die bonatuurlike verstaan nie, dan raak hulle ongemaklik en baie keer dan dig hulle die manifestasie van God Heilige Gees, dig hulle dit toe aan die duiwel. Dis niks ongewoons nie, hulle het dit in die Bybelse tyd ook gedoen. Wat het die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes, wat het hulle gesê, hoe het Jesus die duiwels uitgedrywe? Hy sê, hy drywe dit uit deur wat besemel. So hulle dit nie verstaan nie. Wat sê Jesus, 'n huis wat verdeeld is, kan nie staan nie. So u en ek moet in eenheid kom, u en ek moet toelaat dat God se woord wat die hoogste gesag is, in my en in jou lewe en deur ons lewe manifesteer, sodat God dan verheerlik kan word en dat God se koninkryk dan kan manifesteer. Maar daar's 'n koninkrykskrag in jou wanneer jy tot wedergeboorte kom. Dan kom maak God Heilige Gees, die Gees van die waarheid, kom maak hy woning by jou en in jou. Ek gaan dit herhaal totdat ek omval en nie meer hier is nie, sal ek dit herhaal, want I believe it, God, Holy Spirit, the Spirit of truth, is with you and within you. So aan die ander woorde, dis die Gees van die waarheid. Wat het die kerk en wat het u en ek vandag nodig? Waarheid. Want net waarheid kan jou vrymaak en niks anderste dan waarheid kan jou vrymaak nie. Only truth will set you free. Wat sê Jesus? Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, soos in die hemel, so op hierdie aarde. Okay? So wat wil ek en jy sien? Ons wil die koninkryk van God sien. Ouers, ons het nie nodig om intellektuele boodskappe te hoor nie. En dan stap ons by die deur uit en dan sê, ja, wat het die ou nou eintlik probeer sê vandag nie? Nee, ons wil die koninkryk van God deur God se woord sien manifesteer in die diens en dan ook nadat dit gemanifesteer in my en jou lewe, moet dit buitentoe gaan. Daar waar u en ek die lig is, daar waar u en ek die sout is. Dis wat God bestem het, wat ons moet wees. Amen. So ek wil vir jou vanoggend 'n paar gedagtes deel, en geliewe toehoorders, via YouTube, luister vanoggend na die woord. Ek wil die man met die naam van Paulus, Apostel Paulus aanhaal, en ek wil vir ons begin lees uit die boek van 1 Korintiërs hoofstuk 2. 1 Korintiërs hoofstuk 2. Dit is altyd belangrik om u Bybel by u te hê, 'n pen, papier, maak notas, want dit is onmoontlik om alles te onthou.
Maar daar is seker ding wat tot jou gees spreek, skryf dit neer. Want Satan sal daardie ding wat tot jou gees spreek, gaan hy altyd probeer om van jou weg te steel. Jy kan maak wat jy wil, hy steel dit weg. So ek lees vir ons 1 Korintiërs hoofstuk 2, vanaf vers 1. Ek wil hê jy moet hoor volgende, ek praat oor die koninkrykskrag in jou. Koninkrykskrag wat in jou is. En toe ek by julle gekom het, is Paulus, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kon verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie. So met ander woorde, wat sê Paulus? Hy sê, ek het nie met die intellek na julle toegekom nie. Ek het nie na julle toegekom met mooi woorde, menslike woorde. Nee, hy sê, ek het nie God aan julle kon verkondig met my eie denke nie. Met my eie opinies nie. Nee, hy sê, ek het nie so na julle toegekom nie. Wat sê Jesus in Handelinge 1, vers 8? Hy sê, wanneer die Heilige Gees krag oor jou kom, gaan jy wat word? Gaan jy my getuie word? Waar? Jerusalem, Judea, Samaria, net tot aan die uiterste van die aarde. Hy sê, maar wanneer die Heilige Gees oor jou kom, wanneer die krag oor jou kom, dan gaan jy my getuie word. Sien kind van die Here, die evangelie is Jesus Christus. Dat is nie 'n ander evangelie nie. Ons wil partykeer so hare klop oor 'n teologiese verskil, dat ons Jesus vergeet. Ons haal Jesus uit daai geskil uit, en daai gevegte wat ons het, en ons verstaan nie wat die duiwel besig is om te maak nie. Hy is besig om skeiding te bring. Met twis oor 'n teologiese ding. Maar waar is Jesus daarin? Soek Jesus in die evangelie, dan gaan jy agterkom die twis is weg. Okay, nou sê hy vir ons hier, hy sê vers 2, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek was by julle in swakheid en in vrees en veel bewing. En vers 4, en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in krag van God. Kind van die Here, ek wil jou sê, ons sit met 'n geweldige probleem vandag in die kerk, want mense word 'n getuie van jou intellektuele kennis, maar hulle word nie 'n getuie van die krag van God se gees, wat in en by jou is nie. So u en ek moet daarop let hoe ons die evangelie verkondig. Hy sê sodat julle geloof, hoor wat sê Paulus, hy sê sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Kind van die Here, ek wil jou vanoggend sê, dis hoekom soveel mense terugval, hulle backslide, hulle veragter in die geloof, want hulle mense wat in die evangelie aan hulle moes verkondig het, het met die intellek gekom, hulle het met menslike woorde gekom, hulle het nie gekom met krag, die krag van God se koninkryk wat jy kan sien. Met ander woorde, daar is nooit 'n demonstrasie van oorwinning gewees nie. Daar is net gepraat daaroor, maar dit is nie gewys nie. Jy sien, jou geloof moet gefestig wees, wat sê Paulus hierso, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Ek wil vir jou vanoggend sê, die tema is die krag van God, die koninkrykskrag wat in jou is, wat by jou is, in en by jou is. Dis waaroor ek vanoggend met u wil praat. Jy sien, kind van die Here, die evangelie is die koninkryk. Daar is geen ander evangelie wat verkondig moet word nie, behalwe die evangelie van die koninkryk van God. Dis wat moet verkondig word. En wat is die koninkryk van God? Ouers, dis God se soewereine heerskappy, God se soewereine krag, mag en gesag. Ek gaan nou daaroor praat. Dis wat gemanifesteer moet word. Want hierdie mag en hierdie gesag moet die koninkryk van die duisternis onderwerp. Onder jou voete kry.
As ons 'n lied wat te sing, he's under my feet, dan spring ons so, jump ons so. Ken jy hom? Nou daai ene. Nou, hy moet onder jou voete wees. Nie emosioneel nie, dan vandag wen jy môre as jy dan vlieg jy kyk tussen die vloer en die polle toe nie. Nee, dan moet 'n standhoudende, oorwinnende krag, wat jy verstaan. Jy het openbaring van hom wat in jou is, van hom wat by jou is. You are the most powerful people in the town this morning. En dis waarheid. Jy kan nie sê ek lieg nie. Want as jy glo dat God al die mag en al die gesag het, en hy woon in jou, wie is jy? Sien, dis hoekom ek gesê het, jy is mooi, jy hoef nie nog mooi te lyk nie. Dis waarheid. Want jy sien, jy is geskape na God se beeld, na God se gelykenis. So you are the most beautiful people in town. Kom aan. Jy sien Monet, dis, ek het nie swak selfbeeld nie, want ek sal enige preek bring, soos in die spieël te kyk. Wat sien ons in die spieël? Kom ons gaan aan, so gaan ons nie klaar kry nie. Sodat julle geloof, luister mooi, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. So jou geloof, hoe sê Paulus, ek kom nie na julle toe met oorredende woorde van mense, maar ek kom met 'n betoning van krag, sodat jou geloof nie in mense gesetel sal wees nie, maar dat jou geloof in die krag van God gesetel sal wees. OK? Nou kom ons lees. Kom ons blaai om, gou. Nou, ek wil net vir jou, dis nie met my inleiding. Nee. Kom ons gaan blaai net om na 1 Korintiërs hoofstuk 4 toe. 1 Korintiërs hoofstuk 4. En ek lees vir ons vanaf vers 15. Want alsou julle 10.000 tugmeesters in Christus hê, dan het julle tog nie baie vaders nie. Want in Christus Jesus het ek julle vader geword deur die evangelie. Sien, dit is belangrik dat die hoof van die gemeente moet die vader wees. OK? En daarom, om 'n geestelike vader te wees, dan moet ons geestelike verantwoordelikheid aanvaar. Want jy kan nie 'n geestelike vader wees, né, en die verantwoordelikheid vat teenoor jou geestelike kinders nie. En dis hoekom ek sê, as jy by dunamis bediening wil wees, dan moet jy my erken as jou geestelike vader, en ek aanvaar geestelike verantwoordelikheid teenoor jou. So, wat moet ek maak? Ek moet die beeld van Christus in jou lewe en deur jou lewe vir jou help, sodat dit kan gebeur en manifesteer. Jy is geweldig belangrik kind van die Here. Dis hoekom ek soek nie lidmate nie. Geestelike kinders is beter, ja. Jy sien, want jy geestelike paas en jy geestelike kinders, dis is 'n huis. En dan is ook baie keer konflik. Nou nie by julle nie, nee. Maar in jou huis, waar jy is daar konflik baie keer. Raak jy kwaad vir ma en pa? Pa en ma raak jy kwaad vir kinders? Wil baie keer hulle nekke omdraai. Nee, daar's konflik. Maar in die geestelike huis verstaan ons hoekom daar moet konflik wees. Nee, pastoor, daar moet eenheid wees. Jy sien, die Bybel sê, yster sluip yster. Jy sien, wanneer yster, jy sien, wanneer ek jou begin skuur, want daar's iets in jou lewe, wat nie daar moet wees, of daar's iets in jou lewe, wat moet tevoorskyn kom, en Satan sal alles in sy vermoë doen, om te keer, dat dit nie na die oppervlak toe kom nie. Wat gebeur hy? Raak kwaad, neem aanstoot, konflik. Maar yster sluip yster, en daarom, wanneer ek dinge in jou lewe sien, potensiaal in jou lewe sien, sal Satan alles in sy vermoë doen, om dit te keer, dat ek dit nie moet ontwikkel nie. Halleluja. OK, vers 16, ek vermaan julle dan, word my navolgers. Daarom het ek Timoteus, wat my geliefde en getroue seun in die Here is, na julle gestuur. Hy sal julle herinner aan my handelswyse in Christus, soos ek oral in elke gemeente leer.
maar sommige het opgeblaas geword, asof ek nie na julle sou kom nie. Tog sal ek gou na julle kom, as die Here wil, en dan sal ek te wete kom. Luister mooi wat sê Paulus. Sien kind van die Here, die geesmens, jy kan hom nie ore aansit nie. Die geesmens, wanneer God se gees in jou werk, die krag van God in jou werk, kan die natuurlike mens, kan baie warra, hy kan baie praat, ne? Maar die geesmens gaan hom kyk of haar kyk en gesê, maar weet jy kan baie praat, maar dis wat jou probleem is. Nou sê Paulus hierso, hy sê maar sommige het opgeblaas geword, asof ek nie na julle sou kom nie. Tog sal ek gou na julle kom, as die Here wil, en dan sal ek te wete kom, nie die woorde van die wat opgeblaas is nie, maar hulle krag. Jy sien wat sê Paulus? Hy sê want kennis maak jou opgeblaas. Kom aan. Wat weet jy? Ek weet alles. Kan jy regtig kom? Dit maak jou hoogmoedig. Maar Paulus sê, ek kom nie en ek kyk nie na die kennis wat jy het nie. Ek wil kom kyk na wat 'n krag het jy. Daar's 'n krag in jou kind van God. Daar's 'n supernatural, there's a kingdom power within you. Amen. There's a power. Dus die Paulus sê ek wil nie kom kyk wat intellektuele kennis jy het nie. Ek wil nie kom kyk hoe geleerd is jy is nie, want ek wil kom kyk na die krag van dit wat jy sê wat jy leer, manifesteer dit. Manifesteer hierdie krag in jou. En dis die probleem vandag met die kerk. Geliefdes, ek sê dit met hartseer, ek sê dit met versigtigheid en omsigtigheid, maar dis waarheid. Predikers preek, mense preek, ons navolgers preek, but there's no power. Daar's geen krag nie, daar's net mooi woorde. Jy sien, dis wat die Bybel sê, die laaste dae gaan hulle predikers bymekaar maak, wat? Die gehoor streel. Vir my die moeilikste diens in my lewe is die begrafnisdiens. Want nou moet ek die persoon se laaste brief skryf wat daar in die kus lê wat ek moet begrawe. Jy sien, want ek weet dis die liggaam, maar hulle is maar een van twee plekke nou. Wat sou hulle wil hê? Wat moet ek sê vir die gehoor? Jy sien, lewe is 'n werklikheid, maar dood is ook 'n werklikheid. Maar hulle wat in Christus sterwe, sal altyd lewe. Amen, daar is nie dood vir hulle nie. Okay, goed, kom ons gaan aan. En sê hy so, tog sal ek gou na julle kom, as die Here wil, as ek te wete kom, nie die woorde van die wat opgeblaas is nie, maar hulle krag. Ek gaan dit weer sê, wanneer die krag van God Heilige Gees begin manifesteer in 'n diens, of op straat, die meeste Christens dig dit toe as duiwelse werke. Want hulle verstaan nie die evangelie van die koninkryk nie. Hulle verstaan nie koninkrykskrag nie. Want hoe is hulle geleer? Dis hoekom dit baie belangrik is, wanneer jou kind gebore is, jou fisiese kind gebore is, dan begin jy jou kind leer. Amen? Jy begin net daai kind te onderrig van geboorte af. Wanneer daai kind gebore word, ervaar die kind liefde. Jy vat daai baba en jy is lief vir die baba en jy pampel lang die baba en die pa, jy sien hoe gaan 'n pa, né, met 'n baba te keer en hy gaan te keer met die baba, maar naderhand vervlou dit. Nie altyd nie, maar die meeste keer vervlou dit, né, die pa en die kind verhouding. Maar geestelike verhouding, kind van die Here, 'n geestelike pa sal altyd, hoe spreek Paulus hier van Timoteus? Hy sê my geliefde seun. Sien, dit is hoekom dit 'n verskil is om disippels te maak en om lidmate te maak. Lidmate, jy's maar net net 'n nommer, jy's maar net een van die gemeente. Maar wanneer dit by 'n disipel kom, dit bring iets anders te, dan bring dit daai seun, daai dogterskap. Dis 'n geestelike pa, ma en dan die geestelike seun en dogter. Ons moet let op hierdie woorde. Nou ek sê hy hier, nou.
Hy sê want vers 20, hy sê want die koninkryk van God bestaan nie in wat? Bestaan nie in woorde nie, maar in krag. Vers 21, wat wil julle hê? Moet ek met die roede na julle kom of met die liefde en in die gees van sagmoedigheid? Nou daai vers 21 gestaan toe ek so sit en ek berei voor. Sê ek, Here, ek het soveel woord reg oor die land bedien oor die koninkryk. Maar dit wil my lyk asof die mense die woord van die koninkryk nie verstaan nie. Hulle verstaan nie die krag van die koninkryk nie. Ja, want jy sien, kind van die Here, dan moet die krag van God se gees moet in jou begin werk, moet in jou begin manifesteer om wat? Om die ongeloof uit te kry, om die dinge van die wêreld uit te kry, om die koninkryk van die duisternis te onderwerp. Daar's 'n krag en jy gaan dit met die intellek gaan jy dit nie doen nie. Ek het soveel mense in my bediening ontmoet. En baie van hulle was in my bediening gewees, in die gemeente gewees. Hulle kon hierdie woord quoteer, maar hulle kon hierdie woord nooit demonstreer nie. Sien, intellek maak jou opgeblaas, man. Ek gaan vir jou sê, sit onder ou, dan begin hy hierdie woord vir jou oop te breek, maar hy kan dit nie wys nie. Hy kan dit nie wys nie. Daar moet 'n demonstrasie wees van hierdie woord. Ek bedoel, as jy armoedig is, met ander woorde, jou beursie is leeg, nee, dan wil jy sien hoe word hy vol. As jy sukkel met 'n geestelike ding of 'n fisiese ding, jy wil sien hoe kom oorwinning. Jy wil nie net hoor van die oorwinning nie, jy wil die oorwinning ervaar. Jy wil die oorwinning sien, maar daar's 'n krag in jou aan die werk. Jy sien, want nou sê Paulus hierso, hy sê vir ons, want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. Nou as ek vir jou vanoggend vra, waar is die koninkryk vanoggend in jou lewe? Sien, Romeine 14:17 sê, hy sê, die koninkryk van God is nou binne in julle. Kom on, there's a power in you, man. Sister, daar's 'n krag in jou. Daar's 'n krag in jou. Jy sien, jy ken nog maar net ten dele, maar die gees en die woord, moet hierdie krag wat in jou is, moet dit ontluik, moet dit lewend maak, dan moet 'n manifestasie, moet 'n demonstrasie kom. Ek wil vir jou vanoggend sê, die koninkryk van God, die hemele wag vir die openbaarmaking van die seuns en die dogters van God, want Jesus Christus het alreeds alles vir my en jou gedoen. Hy het alles volbring in sy dood en in sy opstanding, maar aan alles. Wat wil jy met hy nog vir jou doen? Hy het alles gedoen. Sien, toe jy tot wedergeboorte kom, toe haal hy jou uit die koninkryk van duisternis uit. En hy bring jou oor na die koninkryk van lig toe. Die koninkryk van sy seun van liefde toe. Hy haal jou uit duisternis, hy bring jou in lig. Kind van God, duisternis kan nie bly in lig nie. Lig verdryf duisternis. So nou toe jy tot wedergeboorte gekom het, toe kom die gees van waarheid en hy maak woning by jou en hy in jou. So wat sê dit vir my en jou? Waar jy kom, waar jy gaan. Hy's by jou. Hy's in jou. Ja, ek en jy kan hom bedroef. Nou is iemand wat bedroef is, hulle raak stil. Amen. So hulle raak stil, hy raak stil. Hy gaan nie weg nie. Hy's daar, maar hy't seer. Gewoonlik en jy maar kyk, iemand wat seer, dit is iemand wat stil word. Hulle onttrek, hulle praat nie baie nie, want hulle het pyn, hulle het seer. So God hulle gegee, dis hoekom die Bybel sê, moenie die gees bedroef nie. Want hy is die krag in jou lewe. Hy's 'n persoon, ouens. So toe jy tot wedergeboorte kom, uit lig uit die duisternis na die lig toe, maar wat het gebeur? Jou gees is lewend, jou liggaam bly nog presies dieselfde. Maar daar's nou iets wat moet plaasvind, dis nou iets wat moet gebeur en dis die werk van die vyfvoudige bediening. Dis ons werk, ouens, dis ons mandaat wat God sê, rus die heiliges toe vir hulle wat? Dienswerk, totdat Christus gestalte kry in hulle lewe.
As ek volgens vir jou sê, en ek sluit by in, areas in my denke moet daar vernuwing kom. Sien, want Paulus sê, hy sê, na die wedergeboorte is jou gees lewend, maar jou verstand is nog steeds so crooked as wat kan kom. Dis waar. Dis waar. Ek bedoel, verlede week gee ek jou 'n woord. Maar om daai woord te bepeins, om daai woord lewend te kry, moet jou koppie, jou denke moet verander, moet vernuwe. Totaal vernuwe. En dit is die werk. En dis hoekom die Here vir my gesê, dunamis bediening sal jou bediening se naam wees, is om die heiliges toe te rus, sodat hulle kan bedien deur die krag van God Heilige Gees. Waar is die krag van God Heilige Gees? Hy's in jou. En dis wat hy sê, strome van lewende water sal uit jou binneste uit opborrel en sal uitvloei, ouens. En dit moet nie 'n stroompie wees, jy moet 'n rivier word, nee, wat nie vlak is nie, maar wat diep is. Amen. Nou kom ons kyk so 'n bietjie volgende, kind van die Here. Hy sê vir ons in Matteus 13 vers 19, hy sê, as jy die woorde van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, is jy soos. So God wil hê, ek en jy moet die woorde van die koninkryk hoor en verstaan. Jy en ek moet die woorde van die koninkryk hoor en verstaan. Maar nou is ek vanoggend sê, die krag van God se koninkryk is in jou. Nee, dan wil hy nie net hê jy moet dit hoor nie, maar hy wil jy moet dit verstaan. Want as jy dit nie verstaan nie, kry jy nie punte nie. Wie van julle het al 'n toets geskrywe? Nee. En jy gorrel maar net so 'n bietjie daar, jy krap maar net so 'n bietjie. Dan gee jy jou papiere in, maar jy kry nie punte nie, want jy het nie die vraag geken of verstaan nie. Nee. So is dit ook in die koninkryk van God. God wil hê ek en jy moet die woorde van sy koninkryk hoor en verstaan. En daarom as ek vir jou sê, jy is 'n koning en jy's 'n priester, jy's 'n koning en jy's 'n priester, jy's 'n koning en 'n priester, jy's 'n medewerker van God. As ek dit vanoggend sê, kind van die Here, wat behels dit? Sien, wanneer jy nie openbaring het nie, van wat is 'n geestelike koning, wat is 'n geestelike priester nie, want Jesus het jou gekoop met sy bloed en jou koning en 'n priester gemaak vir sy God. Openbaring 1 vers 6, jy het gaan lees. So wie is jy? Wie is jy? Jy sien, kind van die Here, totdat jy nie verstaan wie in jou is nie, tot jy verstaan wat 'n krag in jou is nie, gaan jy nie 'n oorwinnende geestelike lewe hê nie. You need to understand there's a power within you. Daar's 'n krag in jou. En daarom moet jy die woorde van die koninkryk van God verstaan. Hy kom woning maak in jou. Hy is die krag. God Heilige Gees is die krag. Hy's 'n persoon, geliefde. Maar omdat hy binne in jou hy's gees, het hy gawes en uit die vrug van die gees, die gawes kan jy gaan lees in 1 Korintiërs 12 van vers 1. Hy sê, broeders, ek wil nie hê julle moet onkundig wees aangaande die geestelike gawes nie. Hoofstuk 13 van 1 Korintiërs sê hy sê jy moet die liefde hê. En hoofstuk 14 sê hy sê jaag die liefde na. Dis 'n werkswoord. Ons jaag die liefde na. Hy sê beywer jou vir die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Sien, wanneer ek profeteer, is my mond in aksie. Hallo? Jy sien, wanneer jy iemand 'n woord moet gee, en die Gees promp jou, hy dring jou, gaan gee iemand 'n woord, maar sê nie vir jou wat is die woord nie. Maar jy weet, jy moet gaan. Dan kom die geloof in, die gehoorsaamheid, sê, God, I know, there's a power within me. Here, die gawes is in my, die gawe van profesie is in my. Dis die geloof wat ek kan vrystel, en ek begin te beweeg in die geloof. In Richards Bay, is daar plekke, eetplek met die naam van Elephant and Eye, en ek en Letty gaan eet daar, en ek kyk so rond, en die Here sê vir gee daai vrou 'n woord, maar hy sê my niks. Ek sê vir Letty, die Here sê ek moet daardie vrou 'n woord gaan gee, sy sê man, dan moet jy maar gaan gee, maar ek sê nie haar, ek het nie 'n woord nie, maar ek weet ek moet die vrou 'n woord gaan gee.
En toe staan iets staan ek op en ek gaan staan by die twee dames kyk na mekaar, sê verskoon my, ek is jammer dat ek inbreuk maak op julle ete, maar ek het vir jou 'n woord van die Here. En die Here sê vir haar, jou môre gaan beter wees as jou gister. En die vrou aan die ander kant sê, sy kyk my so ongelowig aan, sy sê, pastoor, nie pastoor, sy sê meneer, want sy weet nie wie ek is nie, sy sê, hierdie vrou trou, Saterdag vir die tweede keer. Die Here sê, jou môre gaan beter wees as jou gister. Dink julle, die vrou is bemoedig? Verseker as sy bemoedig. Ek vra, wat ken jy my? Sy sê, ek ken jou nie, jy my al gesien, nog nooit gesien nie. Sien, maar sy sal weet, God, sy krag werk in en deur my. Ek stel my nie voor aan mense as ek gaan so in die straat bedien nie. Ek sê nie vir 'n week is nie. Want sodra jy sê pastoor of dominee of hoe ook al, dan raak hulle super geestelik. So hulle moet weet, hulle kyk na my as 'n mens, hulle ken my nie, maar dis hoe ons bedien. Nou sê hy vir ons in Matteus 6:33, hy sê, soek eers die koninkryk van God. Sien tot ek nie verstaan, is God se soewereine heerskappy nie. Kind van God in die hemel is daar nie armoede nie, daar's nie siekte nie, daar's nie tweespalt nie, daar's die volheid van God, van liefde, blydskap, vrede, en so kan ek aangaan die gawes van die vrug van die Gees, is in die hemel, dis God se karakter, dis wie hy is. Jy sê, nou, wanneer ek en jy nie lankmoedig is met mense, ten spyte van wat mense met my en jou maak nie, dan is dit nie die karakter van God nie. Want God se karakter is lankmoedigheid. Met wie is hy lankmoedig? Met wie is jy lankmoedig? Met iemand wat jou moeilikheid gee. Is dit waar? Ja, dis waar. Dis God se karakter. Want dis 'n krag, ouers. Is 'n power at work binne in jou. Nou, jy skielik raak jy lankmoedig met ouens. Jy skielik met daai ou wat jy, man, jy wil hom raak jy vriendelik. Hoe kry ek dit reg? Daar's 'n krag in jou van vriendelikheid wat daardie persoon wat onvriendelik is te bowe gaan. Nou heers jy, daai ou se onvriendelikheid, beheer jou nie meer nie. Is 'n power at work. Maak dit sin? Jy moet luister dat jy gaan dit nodig hê. Jy gaan dit nodig hê. Hoor wat ek jou vandag sê, jy gaan dit nodig hê. Nou, blaai saam met my na Matteus, Lukas hoofstuk 9 toe. Lukas hoofstuk 9. Kyk, Lukas hoofstuk 9. So saam met my daar. Okay. Lukas hoofstuk 9. Sê hy so, en hy, dis nou Jesus, luister mooi, dis hy, Jesus, wie het gesê, Handelinge 1:8, en julle sal krag ontvang? Wie het dit gesê? Jesus het dit gesê. Jy sal krag ontvang, my Gees oor julle kom, om my getuie te word. Okay? Nou Jesus sê hy, en hy, dis Jesus, het sy 12 disippels saamgeroep, en aan hulle wat gegee? Mag en gesag gegee oor al die duiwels. Oor al die duiwels. Kom praat saam met my. Oor al die duiwels. En siekes genees. Nou, kom kind van die Here. Hy gee mag en gesag oor al die duiwels. Sien, ek het jou dit nie gegee nie. Ek kan jou nie dit gee nie. Ja, met die handoplegging kan jy die Heilige Gees ontvang van die ouderlinge, sê die Bybel. Maar God gee jou. Want hy kom maak woning in jou. En hy's by jou. Hy gee jou mag en gesag, want hy kom maak woning in jou. Jy word sy tempel. Jy word die draer van hom.
Hy kom maak woning in jou gees en dan bly hy saam met jou gees in jou liggaam en so word jou liggaam die tempel van God. So dis hoekom jy word 'n glory carrier, 'n fire carrier, 'n healer carrier. Dis wie jy is, dis wat die kerk moet wees. Kind van God, ons slim planne, ons intellektuele planne, daar's niks fout om intellektueel te wees nie, daar's niks fout om geleerd te wees nie, maar wanneer jou geleerdheid die krag van God probeer onderwerp, dan het jy moeilikheid. Dan het jy moeilikheid, prediker, jy het groot moeilikheid. Ek sê dit vir jou in die naam van Jesus, jy het moeilikheid. Wanneer jy net intellektuele kennis wil preek, maar jy demonstreer nie die krag van God se koninkryk deur jou bediening nie, dan het jy moeilikheid. En die mense, jou toehoorders, het groter moeilikheid as wat jy het. Sien kind van die Here, u en ek is geroep, ons is gered, ons is gewederbaar. Hy kom woning maak in ons, die gees van waarheid en hierdie waarheid help my en jou sodat ons denke vernuwe kan word, sodat ek en jy die evangelie van God kan demonstreer. Wat dink jy sal gebeur wanneer jy 'n paar ouers voed? So paar duisend ouers voed met 5 visies. Jy gaan aandag hê. Jy gaan baie mense hê wat jou net aanhang vir die vis. Maar jy gaan baie mense wees wat jou aanhang vir jou geloof. Vir dit wat jy verkondig. Daarom is dit nie my en jou. Ons het nie daai autoriteit om te oordeel wie na ons toe kom nie. Partykeer voel ons wil, maar jy het nie daai autoriteit nie. U en ek is geroep om te dien. Nie om te heers oor mense nie, but we need to serve the people. Dis hoekom die Here Jesus sê, hy wat die grootste onder julle wil wees, laat hom julle dien. Jy kan maar gaan kyk op die meeste kerkrade, prys die Here nie almal nie, maar die meeste kerkrade sit manne en vroue op daai rade, en hulle wil raadsbesluite neem, maar self verroer hulle nie 'n vinger nie. Nie populêre stelling nie, maar dis waarheid, kind van God. Dis waarheid. Nou sê hy hierso, hy sê ek het julle mag en gesag gegee oor al die duiwels om die siekes te genees. Nou mag is die vermoë. Dis wat dit is. Hy sê ek gee jou die vermoë. Dis mooi. Ek gee jou die vermoë om Johannes 14 vers 12 wat sê, voorwaar ek sê vir julle, groter werk as wat ek gedoen het, sal julle doen, omdat ek na my Vader gaan, en alles wat julle in my naam vra van Vader, dis sal Vader doen. Dis wie jy is, suster. Daar's 'n krag wat in jou werk. Daar's 'n krag wat roep om gemanifesteer en gedemonstreer te word. En dis ons probleem. Ons dink ons het nie vermoë nie. Ons het nie die mag nie. Ons het nie die vermoë nie. Ons het nie die krag nie. Jy sien, ons het nie die autoriteit nie. Dis hoekom die Here Jesus sê in Matteus 13 vers 19, hulle wat die woorde van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, is soos voëls van die hemel kom, vreet rotsagtige grond, omdat hulle in die diepte te wanneer die son opkom, dan eet ensovoorts, gaan lees dit maar self. Maar daar's 'n krag aan die werk in jou. Kind van God, ek wil jou vanoggend bemoedig, gesag is autoriteit. God gee jou vermoë, God gee jou autoriteit om die krag wat in hom is, om die koninkryk van God te demonstreer aan 'n verlore gaande wêreld. Kyk, let op, kyk hoe dink 'n mens as hy siekte sien. Hoe dink jy oor siekte? Terwyl jy die mag het, terwyl jy
die vermoë het om daai siekte toestand te onderwerp. Want siekte kom nie van God af nie, ouens. Is 'n werk met die koninkryk van die duisternis. En nou is ek en jy dit nie verstaan nie. Wat maak ons? Ag, shame, broer. Ag, shame, sê ek sal vir jou bid. Wat sê die woord? Wat sê God se woord? Het jy een keer gehoor dat Jesus sê, ag, shame, ek gaan vir jou bid nie. Ja, met Lazarus het Jesus bewoog geword. Maar hy het bewoog geword nie vir Lazarus, hy het bewoog geword vir hierdie ouens wat nie kennis het nie. Want hy het vir Maria gesê, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, vir Martha gesê, as jy glo, sal jy my heerlikheid, en my teenwoordigheid sien nie. Baie keer dan heilig vir mense, omdat hulle die woord van God hoor, maar hulle verstaan dit nie. Maar wat sê hy vir ons hierso? As Jesus sê, ek gee julle die mag en die gesag, ander woorde, ek gee julle die vermoë en ek gee julle die autoriteit. Luister mooi, wie gee dit vir jou? Die pastoor, hy kan dit vir jou gee nie. Jesus gee dit vir jou. My werk is om jou te help om dit te gebruik. My werk is om jou denke te vernuwe deur die woord van God, sodat jy vrugbaar kan word in die koninkryk van God. Dis my werk. Dis wanneer daai salwing begin uit te vloei, sister. Die salwing vloei, waar daai salwing gaan, verbreek die jukke. Verbreek die jukke. Sien, kind van God, ek wil vir jou sê, baie verkeersbeamptes verstaan hulle mag en gesag beter as wat Christene dit verstaan. Sommige in plat Afrikaans, verkeersbeamptes verskoon my, verdra my, maar wanneer ons praat van die speedkop. Nee. Het jy al ooit gesien dat 'n speedkop jou stop? Trek af, dan sê vir jou apologeties, meneer, mevrou, juffrou, ek is so jammer dat ek jou nou moet stop. Hy sê nie dit nie. Hy sê nie vir jou, ek is so jammer, ek moet jou nou stop, omdat my owerseer gesê het, ek moet jou stop nie. Nee, hy ken sy mag en gesag, hy ken die pad, die reëls, hy ken die pad vir ordonnansies, wanneer hy met sy kameraatjie staan, en hy maak, dan sê hy, hier is ou te vinnig gery, en hy maak vir jou so, en hy maak so, hy kom by jou en hy vra vir jou, meneer, mevrou, jou lisensie. Kyk na jou lisensie, dan gewoonlik, dan stap hulle na jou motorkasse, lisensie op die windskerm. Ek weet, ek is nou baie gestop. Okay? Dan kyk jy, dan kom hy terug, dan sê hy vir jou, meneer, jy het te vinnig gery, jy het 138 gery in 120 zone. Wil jy kom kyk? Wie van julle het al so 'n ondervinding gehad? Ja, ek het. Jy sien, ek en jou baie oor hierdie goeders vertel, maar toe daardie man so maak, toe redekwaal wil ek nie met hom nie. Toe trek ek af. Nou wanneer jy jou mag en gesag verstaan, as jy jou autoriteit en die vermoë wat in jou is verstaan, dan sê jy vir die duiwel in die naam van Jesus, gaan! En jy dryf duiwels uit, en hulle skreeu partykeer, en hulle gaan te kere, en hulle gaan so slange, en hulle laat menslike liggame, maar ek weet nie wie van julle dit al gesien het nie, maar dit is wat gebeur. Maar jy dryf hom of waar, jy dryf daai duiwel uit. Jy maak hom of waar, jy maak hulle vry. Want as siekte is, dan maak jy hulle gesond. Jy verkondig die evangelie. Evangelie is goeie hoop. Maar totdat die kerk nie hulle mag en gesag verstaan, wat die Here ons gegee het nie, dan bly ons by die intellek. En dis hoekom ek kan jou net gee wat ek het. Maar ek het krag in my, want ek weet wie in my is. Ek weet wie by my is. Sien, kind van die Here, en dis hoekom hy sê, in 1 Korintiërs 12, kan jy maar gaan lees van vers 1, né? As jy moenie onkundig wees ingaande die geestelike gawes nie. Jy het gawes. OK? Nou, blaai saam met my, dan gaan ons afsluit. Efesiërs hoofstuk 3.
Efesiërs hoofstuk 3. Efesiërs hoofstuk 3 en ek lees. En aan hom, hoofletter H, ander woorde, aan God, wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Sê jou Bybel dit? Kom maar amen sê. Ja, amen, dit staan so. En aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, die alle geslagte tot in ewigheid. Amen, sê hy. Nou kind van die Here, hy wat in jou is die krag. God Heilige Gees. Amen. Nou sê hy, aan hom, aan God, wat die mag het om te doen. Ver. Hoe kan dit dat ek en jy kan bid of dink? Kom ek verduidelik vir jou. Hy sê, en aan hom, hoofletter aan hom, wat mag het om te doen? Ver, hoe kan dit dat ek en jy kan bid of dink? Deur die krag wat? In. So waar is die krag? Is in ons. Dis 'n power. Hy sê, ver boeken wat jy kan bid of dink. So waar is die probleem? Koppie. Wat sê Paulus? Hy sê, laat julle gemoed vernuwe word. Wat sê Jesus in Matteus 13 vers 19? Hulle wat die woorde van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, is soos. Jy kan maar kyk, reg die saad, die rots, die distels en dorings en dan die vierde een, die goeie grond. Dis net die goeie grond, die ouens wat verstaan, dis hulle wat vrug dra. 160-30voudig vrug. En daarom kind van die Here, ek kan nie anders as om vir jou waarheid te gee nie, want God se kerk moet kragtig word. God se kerk moet nie kragtig, God se kerk is kragtig, maar hulle weet dit nie. Soos met die skanse wat die vyand in die denke van die mens opgebou het. Daai maars moet uit die pad uitkom. Wees 'n power, hoof in jou. As 'n krag aan die werk. Here, help my om die koninkryk te verstaan, die woorde van die koninkryk te verstaan. Amen.